Ja, hoe baie keer glo ons nie dit wat die woord van God vir ons sê nie. Jesus sê, ek het reeds die prys betaal, ek het reeds oorwin. Ja. Kom ons sluit dit die oë. Dierbare Vader, ons loof U vanmôre, Here, vir U goedheid en U guns, Here. Soos wat ons pas gehoor het en pas gesing het, Here, U stort U genade elke môre opnuut op hierdie aarde uit, Here. Maar laat ons, Here, nie vergeet nie, laat ons U naam groot maak en nie die wêreld se naam groot maak nie, Vader. Ek buig vanmôre in aanbidding voor U en ek vra, Here, vergewe my vir my sondes en elkeen wat hier rondom ons is. Wetende dat ons sonde doen, Here, vergewe ons daarvoor. En ook daar waar ons oortree, wat ons dink is reg, vergewe ons ook daarvoor, Vader, Here. Ons het geluister nou, Here, daar is geen sonde wat U teen ons hou nie, Here. U bloed het elke sonde weggewas. U het oorwin. U is die oorwinnaar. Satan het sy houvas verloor. U het Satan verslaan. Ek loof U vanmôre, Vader. Ek bid, Here, Heilige Gees, dat U vanmôre oorneem, dat hierdie woord gesalf is in die naam van Jesus. Amen. My vraag aan jou vanmôre is, die eerste liedjie wat ons gesing het is, ken jy die man van Golgotha? Ken jy die man van Golgotha? Kan julle hoor? Die man van Golgotha. Daai man wat op die kruis gesterf het. Ken julle hom? Of weet julle net van hom? Het hy woning gemaak in julle harte? Of is hy net 'n gedagte rondom jou? Daardie man van Golgotha wat jou sorges op jou wil neem. Daai man van Golgotha wat jou siektes op hom geneem het. Die Bybel sê vir ons in Jesaja, deur sy wonde het daar genesing gekom. En in 1 Petrus 2 sê hy, jy is genees. Het jy dit gevat vanmôre? Want as jy die man van Golgotha geken het, sal jy genees wees. As jy die man van Golgotha geken het, sal jou sorge nie jou gepla het nie. Sal jy nie gebukkend geloop het, soos hierdie man met die atlas op sy rug nie. As jy die man van Golgotha geken het nie. Ons het daai laaste liedjie wat ons gesing het. Dit net vir my so treffend, wat in die wêreld gebeur nou. Reg oor die wêreld is die mens besig om weg te dwaal van God af. Reg oor die wêreld het die mens genot hulle God gemaak. Genot is hulle God. Dis vir hulle belangriker as om in die huis van die Here te vergader saam met Jesus Christus. Want die Here sê, waar 2 of meer vergader in my naam, daar is ek. Reg, soos wat pastoor Dawid vanoggend vir my gesê het, sal ons eerder in die bed lê met ons babbelas gat vanmôre, in plaas van om na die kerk toe te kom. Want ons genot is ons God, soos wat die woord sê. Op die einde van die dag sal die mense soekers wees van genot, voordat hulle God sal soek. Nou hierdie tendens het reg deur die eeue, vir die laaste 6000, amper 7000 jaar wat hierdie boek bestaan, het hierdie tendens gebeur. Elke nou en dan dwaal die mens weg, dan skuif hulle God tweedens. God word 'n tweede plek vir hulle in die lewe gevat. God is nie meer hulle eerste plek nie. God is nie meer hulle fokuspunt in die lewe nie. As ons gaan kyk in Sefanja, en ek het 'n paar boeke vanmôre wat ek net so vinnig gaan raak. In Sefanja 3 wil ek 'n paar verse lees. Hy sê, weer die opstandige en die besoedelde en die verdrukkende stad. Hy praat hier van 'n stad. Maar eintlik waarvan God hierso praat,
is die wêreld. Die opstandige wêreld. Ons het gesien, blood spills the street en verrob ons van ons joy, rob ons van ons peace. Het ons dit gesien in daai koortjie. Dit luister na geen stem nie, dit neem geen tigtiging aan nie. Want die mens het homself geword, die mens is vasgevang in homself, die ek is die belangrikste. Ek luister nie na geen stem nie, ek luister nie na God se stem in die eerste plek nie, want ek kan God nie sien nie. Soos wat die Here vir Thomas gevra het, Thomas, nou dat jy my gesien het, nou glo jy, my salig is die wat my nie gesien het nie en tog glo. Jy glo nie vir God nie, jy luister nie na sy stem nie, jy luister nie na die prediker se stem nie. Hier in Sefanja staan geskryf, dit luister na geen stem nie, dit neem geen tigtiging aan nie. As die prediker vir jou sê, moenie dit doen so en so en bekeer jou, dan sê jy, ja, wat weet die prediker? Almal het nou hierdie ding vandaan die boot uit hulle gevat en het hom uit verband uit konteks uit geruk. Maar wat God vir ons probeer sê het, is wees gereed. Wees gereed. Dis wat God vir ons probeer sê. Maar ons steur ons nie daaraan nie. Ons is eerder daar om mekaar uit te trek, soos wat die Bybel sê vir ons verslind mekaar soos wolwe. Christene. Verslind mekaar soos wolwe. Vers 3, sy volste binne hom is brullende leeu's. Gaan kyk net wat doen die regstelsel. Die regstelsel sê, gee vir my 'n bribe of ek maak jou wat. Ek is 'n brullende leeu. Die regstelsel, sy volste binne in hierdie wêreld. Hulle oorheers hierdie wêreld met ongeregtigheid. Sy regters is aardwolwe. Die regter sit op die regbank. Hy sit daarso, hy het 'n eed gesweer om die waarheid te doen. Maar as jy hier kom met jou R100,000, dan gaan die regter die skaal laat swaai na jou guns toe. Sy profete is ligsinnige, trouelose manne. Sy priesters verontreidig wat heilig is. Mense verkondig soepsappige predikers, wat die mense wil hoor, wat die genot van die mens beklemtoon. Dis wat die Here vir ons hierso sê, in Sefanja. En deur die eeue, en elke nou en dan in die profeteboeke kom hier dieselfde boodskap oor. En elke nou en dan in die nuwe tydperk, met die grootste profeet wat daar ooit in die lewe was, Jesus Christus, het dit ook gebeur. Jesus het gesê, draai terug, keer terug na my toe. Maar ons glo ook nie vir Jesus Christus nie, want ons is mos die mens. Ek kan nie vir God sien nie. Vers 5. Die Here is regverdig binne in hom. Hy doen geen onreg nie. En al hierdie onheil wat hierso in die wêreld aangaan, is die Here geregverdig. Hy doen geen onreg nie. Hy gaan jou nie so onnodig siek maak nie. Hy gaan nie onnodig bankrot maak nie. Hy gaan jou nie onnodig laat siek word nie. Hy's nie onregverdig nie. Maar hy stort sy guns elke môre opnuut oor almal uit. Elke môre laat hy sy reg aan die lig kom. Dit ontbreek nooit nie, maar die kwaaddoener ken geen skaamte. Die kwaaddoener, ek bedoel nie hierdie ouetjie wat nou stout is hier om die hoekie met 'n sigaret wat begin leer rook nie. Die kwaaddoener, daai ou wat moetswillig teen God sondig. Om 'n ander Christen te verkleineer, om God te verkleineer. Want as jy my broer verkleineer, verkleineer jy God. As jy vir my broer kwaad praat, dan praat jy van God kwaad. Vers 7. Ek het gesê, mag jy maar vrees, tugtiging aanneem, dan sou sy woonplek nie uitgeroet geword het nie. God het gesê, mag jy my maar gevrees het, mag jy my maar aangeneem het, dan sal ek nie jou woonplek vernietig het nie. Wat het hy gesê wat gaan gebeur op die laaste dae? Hy gaan die wêreld laat vergaan met swaal en vuur. Soos wat hy Sodom en Gomorra laat vergaan het met swaal en vuur. Dit gaan weer gebeur.
mag jy my maar aangeneem het, mag jy my tugtiging aangeneem het, dan sal dit nie gebeur het nie. Jy sien my broer, my suster, ek raak so opgewonde as die Here sulke goedes vir my openbaar. Want ek sien die hedendaagse mens, ek sien die hedendaagse gebeure rondom my. Gister was 'n tipiese voorbeeld gewees. Duisende mense, kom ons sê 2000 mense, ek wil nie tel nie, ek wil nie spekuleer nie. En vanmôre, niemand. Hier in Sefanja herinner God ons daai spanning tussen geregtigheid en sonde. Want daar is 'n spanning daarteen. Die Bybel sê geregtigheid en ongeregtigheid stamp kop teen mekaar heeltyd. Die mens wil na die ongeregtigheid toe neig altyd deur, want dit is sy sondige aard. En hy wil nie in die geregtigheid bly nie. Jy sien my broer, dit is 'n boodskap nie net vir Israel, soos wat hierdie boek hierso geskryf staan nie, maar ook vir ons vandag, want die hele boek is vir lering en tugtiging vir ons ook vandag. Oordeel. Hy sê, ek oordeel 'n ongehoorsame volk. Mense, hier het hy gesê, die predikers draai die wet om. Die predikers wil nie meer van sonde preek nie. Die predikers wil net van gee en ontvang preek. En God sê, ek gaan oordeel. Hy sê, die beeld van mense wat hulle eie weë volg en God se stem ignoreer. Hoeveel keer doen jy iets, dan hoor jy of jy voel skuldig of jy doen iets en dan weet jy dit was God gewees en dan doen jy dit nog steeds. Dit, my broer, my suster, is 'n moedswillige sonde. Die Heilige Gees het met jou gepraat, hy het gesê, Kobus, moenie dit doen nie, en dan gaan Kobus en hy doen dit nog steeds. Dis 'n moedswillige sonde. Onthou wat God vir jou sê, luister na my stem. Hierdie stad is beskryf as 'n opstandige, 'n onrein plek, waar die mense nie luister na die stem van die Here nie. Ons kyk dit het ook in Sodom en Gomorra gebeur. Sodom en Gomorra was 'n opstandige plek. Hulle het nie na God geluister nie. God het 2 keer 'n profeet sin toe gestuur. 2 keer. En eventually het God Sodom en Gomorra uitgeroei. Hulle luister nie na sy stem nie. Dit maak dit vir my net soveel duideliker dat ons as mense in die hedendaagse tyd ook so maklik ons fokus verloor van Jesus Christus af en wegdwaal agter die genot aan. Jy sien my broer, my suster, as ek na 'n ander boek gaan kyk, dan kyk ek na Hosea, 'n profeet van God, spreek tot Israel in tyd van ongehoorsaamheid. Nou ons het nou met Sefanja gedeel. Nou deel ons met Hosea, voordat ek terug gaan na Sefanja toe. Hy roep die mense tot berou en hernuwing en herlewing. Hosea 5 vers 1 tot 2. God roep die priesters en die leiers van Israel tot verantwoording. Hulle het die volk mislei en hulle rol as geestelike leiers versuim. Kom ons lees dit net gou. Hy sê, hoor dit o priesters en let op die huis van Israel en gee gehoor o huis van die koning, want die vonnis raak julle omdat julle vir my misbaar 'n vangnet geword het en het 'n uitgespreide net op Tabor. Ja, in die verderflike praktyke verdiep die afvallige hulle. In die verderflike praktyke verdiep die afvallige hulle. Want die priesters, die profete, die pastore, die dominees weier om daardie verderflike praktyke wat die sonde is aan te spreek. En die mense verdiep hulle, gaan net voort met hulle lewe en ek sal hulle almal tot tugtiging wees. God sê ek gaan almal tugtig. Van die ou wat die ding doen tot die een wat dit doen.
Niemand gaan oorgesien word nie. Maar ek en my mede-profete en mede-pastore gaan groter oordeel kry. Want God gaan elke ene wat verlore gaan van ons verhaal, Jesegiel 23. Elkeen wat verlore gaan, as God gesê het, gaan praat met hom, en ek praat met hom en hy luister nie, is dit op sy naam. Maar as ek nie met hom gaan praat nie, dan is dit op my. My broers, ons sien dieselfde gebeur reg oor die wêreld vandag. Geestelike predikers vermy sonde en vermaning preke. En soms, luister mooi wat ek nou hierso sê, want dit gebeur in elke mega of elke groot gemeente. En soms word hulle gemanipuleer deur gemeentelede, gewoonlik boere met vetcheckboeke. Want my broer, as die dominee of die pastoor nie preek wat ek vir hom sê om te preek nie, dan weerhou ek my gawe aan daardie gemeente. Gebeur dit nie? Praat ek die waarheid? Dit gebeur. Die gevolge van hulle sonde is verwoestend. Die hele nasie ly as gevolg van verkeerde leiding. Wat gebeur huidiglik in die wêreld? Die mense het weggedraai van God af. Die mense het weggedraai van God af. Wie ly daaronder? Waar het begin? Dit het begin in die regerings. Die regerings het gesê, luister, ons moet multikulturele godsdienste in die wêreld toepas. My God, sê hulle, is dieselfde God as die God van moslems. My God en die moslem God is nie dieselfde God nie. Dis 'n verskillende God. Ek dien 'n God wat lewe. Dis wat ek dien, 'n God wat lewe. Die regering sê, dien hierdie multi gelowe. Maar nou kom hierdie multigelowe en hulle ondruk die ware geloof. Jy mag nie meer 'n Bybel lees nie. Jy mag nie meer oopmaak met gebed nie. Jy mag nie dit doen nie. Jy mag nie dat doen nie. Jy mag geen slogans dra by 'n skool wat sê I love Jesus nie. Maar daar is geen uitlating teen enige ander geloof gemaak nie. Christendom word onderdruk. Nou gaan die regering so ver om 'n wetsontwerp te maak waar pastore en predikers se prediking eers gescrutinise moet word voordat hulle dit mag preek. As hulle iets vind wat aanstoot daarin is vir die mensdom, dan word hulle. Verstaan jy wat ek vir jou probeer sê? Wat het geword van freedom van speech? Wat het geword van staan op jou regte, het ons gesing, staan op jou regte. It's time. 'n Coward gaan hel toe. 'n Oorwinnaar. Leef in oorwinning saam met Christus. Daarom, omdat die regerings sulke standpunte inneem, lei die hele volk of die hele nasie daaronder. Want wat gebeur nou? Die mens het nou gecompromise met die sonde in die wêreld. Die sonde is nou vir hulle aanvaarbaar, want die regering sê die sonde is aanvaarbaar. Die regering het gesê gay huwelike is aanvaarbaar. Die regering het gesê saamblyery word nou wettiglik verklaar as huwelik. Bog. Saamblyery volgens die woord van God is hoeredery. Is buiteegtelike verhoudings. Kompromie met die sonde is heeltemal teen God. God wat nog nooit verander het nie. Gister, vandag en môre dieselfde tot in ewigheid. Die laaste 6000 jaar volgens die Bybel was hy so, voor dit was hy so, en hy sal daar so wees, totdat hy ons kom haal van hierdie aarde af. Die gevolge van sonde, die volk se sonde het hulle van God geskei. Ons lees ook elders in die Bybel waar daar staan, die skeiding, die sonde bring 'n skeiding tussen jou en God. Die sonde van God het hulle van die volk het hulle van God geskei. Hulle kan nie tot God naderkom nie, omdat hulle harte verhard is. Daardie kompromie verhard jou hart. Dit bou 'n muur rondom jou.
Want jy kyk na hierdie goedes wat rondom jou aangaan, en jy sien nie deur daardie muur, daai gat wat hier in die hand van Jesus is nie. Jy kan nie meer daardeur sien, want daar lê 'n klip, daar lê 'n borrel klipdrif of daar lê dit. Jy kan nie meer daardeur sien nie. Daai sonde het jou hart verhard. Dis nou vir jou lekker. Mense se dade is vol sonde en hulle is nie in staat om te bekeer nie. Want hulle laat nie toe dat Heilige Gees met hulle werk nie. Hulle het 'n kokon om hulle gespin. Jy weet wie van julle het met sywurms geboer? As daai sywurms gespin het, het hulle so 'n kokon om hulle gemaak. En binnekant is daai wurmpie 'n papie en hy word naderhand vrot en naderhand eendag kom hy daar uit en sê 'n mot. Dis hoe jy is. Jy het 'n kokon rondom jou gespin, jy het jouself toegespin met die sonde, dat God nie by jou kan uitkom nie. Maar eendag, net eendag, dan breek die Heilige Gees daardeur, en hier kom hierdie pragtige mens uit, wat homself 'n kind van God noem, wat homself Jesus Christus se volgeling noem, wat homself kan noem, ek is 'n Christen. Maar totdat jy daardie kokon om jou hart het, kan Christus nie by jou kom nie. Want hy staan voor jou hart se deur en hy klop en hy klop en hy klop en hy roep jou naam en hy roep jou naam en hy sê jy's myne, jou naam is hier, maar jy weier om daai deur oop te maak. Jy weier om daai deur oop te maak. My broer, my suster, Hosea sê vir ons daar in Hosea 6, hy sê, kom laat ons terugkeer na die Here. Hierdie uitnodiging is 'n belofte van herstel. Hy sê vir die volk, kom laat ons terugkeer na die Here toe. Kom laat ons terugkeer na die Here toe. Ons staan hier voor julle vanmôre, hierdie gebeure die laaste paar weke, het gesê, kom laat ons terugkeer na die Here toe. En God sê, keer terug na my toe, sodat ek jou land kan herstel. Maar ons luister nie na God nie, want ons ore is vol was wat vol sonde is. Hierdie sonde wat van die wêreld is, die genot van die wêreld, hou ons ore toe. God verlang 'n opregte verhouding met ons. Weet jy wat? Nou gaan ek baie tone trap. Hy verlang 'n verhouding met ons. Jy weet, daar in Hosea staan geskryf, hy sê ek soek jou hart. Hy sê ek soek jou liefde. Dis wat ek soek. Hy sê ek soek nie jou offers nie, man. Hy sê los jou geld by die huis, man. Hy het inteendeel op 'n ander plek sê hy, as jy iets teen jou broer het, moenie eens jou goed in die skatkis kom gooi nie. Gemaak eers reg met jou broer en dan kom hy en jy gooi jou goed in. Hy sê ek soek nie jou hart, ek soek nie jou offers nie. Ek soek nie jou almoses nie. Geef vir my jou hart. Dis die belangrikste. Maar ons luister nie na God nie. Nou kom ons hier so aan op 'n Sondag. Hey, lekker dik. Ek gaan gou my geldjie hier ingooi. Nou sus ek my gewete en ek sê, ja, skap. Maar my hart is nie by God nie. Pas op dat jy jouself nie in oordeel bring nie. Ware berou bring geestelike herlewing. Sien, jy kan nie voortgaan om so te loop, te swets, te drink, rook, rondslaap, saam by woede, en jy kan nie alles met vuiste regmaak nie. God se woord sê, nie met krag of geweld nie, maar met my gees. Nou lewe ons in hierdie way wat ons aangaan, ons sê, God sê, want ek wil liefde hê, nie offers nie. Nou sê die mense, okay, God sê ek moet liefde gee, nie offers nie. So ek gaan ook nog glad nie meer daai dinge doen nie. Nou is ons ongehoorsaam aan God in die eerste plek, want Maleagi 3 sê vir ons, bring jou hele tiende. Maleagi 1 staan daar geskryf, julle beroof my, sê God, julle beroof my. Dan vra die mens nog al so ewe, God, waaraan beroof ons jou? Ons sis onsself. Ek wil vir julle vandag vra, hoe dikwels raak ons vasgevang in daai ratreis van hierdie, ek noem dit 'n ratreis, van hierdie wêreld. Hoe dikwels raak ons in daai ratreis vasgevang? Wys vir my een mens wat hierso sit, wat nie in die ratreis vasgevang is nie. Want as opstaan is werk toe, ons het dit gesing. Opstaan werk toe huis toe, opstaan werk toe huis toe, opstaan werk toe huis toe. En dan leef ons vir ons afdag,
want soos ek nou, op my afdag, dan wil ek net 'n bietjie rus. Johan, op sy afdag wil hy gaan visvang. David op sy afdag, ek weet nie wat doen hy, kuier familietyd saam met sy familie. Elkeen van ons het 'n afdag. Ons is vasgevang in 'n regtreis. 4 uur is die horlosie afgaan, om 5 uur is die horlosie afgaan, om 6 uur is die horlosie afgaan, en baie mense se lewe gaan dit so, jy vang net gehardloop, en hardloop jy badkamer toe, en nie overal, dan gaan geen Bybel nie, geen God nie, niks nie, net jy overal aangetrek en dan gat ek. Begin nie jou dag saam met God nie. God het vir jou 'n spaarwiel geword. God oordeel aan ons, God se oordeel herinner ons dat hy 'n heilige God is. My vriend het nou nog gesê, liggaam is 'n tempel vir God. Jou liggaam is 'n tempel vir God. Maar ons ignoreer daardie ding, want dit wat ons doen, is mos 'n kompromie met die sonde. En dit wat ons doen, kan my nie in die hel laat beland nie. Maar ons lees dat die sonde die skeidspier is tussen God en die heerlikheid, en God en die hel. Hy sê, in Sefanja 3, gaan terug soontoe, ek herstel. En Hosea het hy nou gesê, ek herstel. Sefanja 3 sê hy weer, ek herstel. Hy sê, maar die donker wolke maak plek vir die lig. Hierdie sondige wêreld maak plek vir die lig. Elke nou en dan, as die Here die mense 'n bietjie gestraf het, 'n bietjie getuigtig het, dan draai hulle terug na God toe. Jy weet, daar in die woestyn het hy hulle vir 40 jaar lank gestraf, tot hulle erken het, God is die weg, die waarheid en die lewe. En hy lei hulle in die beloofde land in. Elke nou en dan kom maar 'n ligpuntjie op. Hy sê in vers 14, juig, dogter van Sion, die Here het jou straf weggeneem. Dit is 'n profetiese boodskap wat Sefanja vir ons gee. Hy sê, juig, Zion is 'n heilige gebergte, julle is Zion. Juig, die Here het jou straf weggeneem. Die Here, jou God, is by jou, 'n help wat red. Emmanuel, God met ons. 'n kind is vir ons gebore, wat die sonde van die wêreld, die laste van die wêreld op hom geneem het. Die lig van die wêreld. Sefanja profeteer dit. Honderde jaar daarna, hier kom Jesus Christus in die wêreld. En hy dra ons sonde, die lig van die wêreld. Hy sê, ek sal oor jou jubel. Dis wat Jesus sê, ek sal oor jou jubel. Keer net terug na my toe. Keer net terug na my toe. Vers 17. Die Here, jou God, is in jou midde, 'n held wat red. Hy sal jou met vreugde bly maak. Hy sal stil wees in sy liefde. Hy sal jubel oor jou met blydigheid. Weet jy wat? Hierdie woorde, vat dit bietjie in. Hy sal stil wees in sy liefde. Jy weet, ons as mens, ons wil graag hoor, Lovie, is jy nog lief vir my? Ons wil dit hoor. Want as ons dit nie hoor nie, dan weet ons nie. Ons voel, ons is afgeskeep. Maar Jesus sê, ek stort my liefde oor jou uit. Maar ek gaan nie daarmee rondloop en sê, ek het vir jou op die kruis gesterf nie, jy moet my lief hê nie. Hy sê, ek is stil daaroor. Ervaar dit. Glo dit. Glo dit net. Dit is 'n belofte vir ewig en almagtige God wat die heelal is, nie net 'n afstandsgevuur nie. Daar, Emmanuel, God met jou. Ons God. Hy is nie net 'n afstandsding wat daar bo op 'n pedestal staan, soos wat Pastoor David nou gesê het nie. Die standbeelde. In eerste plek, wat sê die woord van God vir ons oor 'n standbeeld? Wat sê die woord van God vir ons?
Jy mag geen gesnede beeld voor jou aangesig hê nie. Jy mag jou voor dit nie neerbuig nie en aanbid nie. Maar die woordjie hê nie is die sleutel. Jy mag dit nie. Nou vereer ons hierdie groot staatsman of sportsman of iemand, vereer ons met 'n beeld en ons sê, dit is nou die ideale idol. Daar's net een idol en sy naam is Jesus Christus. Daar's net een idol. En sy naam is Jesus Christus. En net hom mag jy vereer. En net hom mag jy loof. En net hom mag jy prys. Gee dit nie vir jou, hierdie hele kruis. I am the resurrection and the life. He has risen. No greater love. It is finished. Gee dit nie vir jou die volle prentjie van God se liefde vir jou nie. Die koning van konings wat uit die hemel uit neergedaal het, sy rykdom daar gelos het, om hier na die aarde te kom, arm soos 'n mens, hy het geloop hierso, Immanuel, God met ons. En hy het sy liefde uitgestort deur daar op die kruishout te sê, it is finished, I've done what I've come to do. Ek het die mens vertel van my Vader se liefde vir hulle. Ons sing hier God se vaderhart. 'n Vader wat nie sy volk wil laat gaan nie, maar hulle laat herstel. Dis wat God vir ons sê, wat hierdie gebeure onlangs in die wêreld gebeur het. God wil hê sy volk moet herstel word. God wil hê sy skepping moet herstel word. Hy gee 'n insident en reg oor die wêreld bars daar herlewing uit. Duisende mense neem Christus aan. Hier in Suid-Afrika, afgesien van hierdie laaste paar weke, die paar duisend mense wat hulle harte vir die Here gegee het. Miskien uit vrees uit, miskien het hulle gaan sit en self ondersoek doen en te sien, maar luister, ek loop op die pad van die dood, die pad wat ek loop is nie die regte pad nie. En hulle het tot bekering gekom. Maar reg oor die wêreld, duisende mense stroom na stadions toe. En daar's een stadion wat ek gesien het wat 70,000 mense gesit het en gehoorship het en jy kon die teenwoordigheid van God ook oor daardie video gevoel het. Want jy moet oop wees vir God se aanraking. Jy moet oop wees vir God se gehoor. Hy sê, wanneer ons terugkeer na hom, vind ons nie 'n God wat ons sal verwerp nie. Maar ons vind 'n Vader wat sal juig. Man, dit is daardie verlore seun wat ons sien wat gebeur het. In plaas dat die Vader vir hom sê, maar jy het nou al reeds jou erfporsie gaan, laat jy gaan, sê die Vader, hier, welkom my kind, welkom my kind. En God is dieselfde. Hy sê, welkom my kind, kom net terug na my toe. Hy sê, hier is vir jou 'n wit kleed, want jy is witter as wit. My seun se bloed het jou gewas. Welkom my kind. Hier is vir jou 'n nuwe klippie. Op daai klippie is 'n naam wat net ek en jy ken. Hy sê, jy wat oorwin, sal dit kry. Man, weet jy wat? Oordeel en genade, die krag van Sefanja 3, daai spanning is die oordeel en die genade. God bring oordeel oor sonde, want hy is regverdig. Maar hy bring ook herstel en verlossing vir die wat dit wil hê. Hy is 'n regverdige God. Hy gaan ons almal judge. Ons gaan voor hom staan. Die Bybel sê vir ons, elke knie gaan buig voor hom. En elke ene wat voor hom staan, voor Jesus Christus staan, sy naam gaan kyk of hy in die boek van die lewe is, of in die boek van die verderf is. En jy jouself haal jou naam uit die boek van die lewe uit, deur jou genot wat jy lewe in hierdie aarde, hierdie nou. Terwyl God vir jou
die beste het vir hierdie aarde, Jeremia 29:11, en daar in Matteus 6 sê hy vir jou, so ook op die aarde wil hy hê jy moet die beste hê, nie net eendag nie. Op die aarde, en Onse Vader sê hy vir jou, so ook op die aarde. My broer, my suster, ons kan nie ligtelik oor sonde wees nie. Ek doen 'n beroep op jou om ten bloede, die Bybel sê vir ons, as ons nog nie ten bloede gestry het teen die sonde nie, het ons nog nie gestry teen die sonde nie. Ten bloede. Ja, is baie keer, ek onthou myself, in die begin toe ek probeer op 'n rook het. Hier na die derde dag, maat, dan is hierdie koekies, isie grimmige ou. Dan is hierdie koekies, ek is 'n brullende brombeer met 'n seertand. Maar ek het nog nie ten bloede probeer ophou om te rook nie. As jy begin siek word van enttrekking simptome, jy weet jy wat sê die Here vir my nou? Baie keer, en ek sien dit ook hierso, baie keer is daar nooit geld vir noodsaaklikhede nie. Maar Boeta, ek kan jou garantie, daar is geld vir 'n zol en daar is geld vir 'n dop. Maar noodsaaklikhede is daar nie geld vir nie. Nou vra ek vir jou, waar trek jy die lyn? Moet ons almal net altyd abuse? Christus is die vervulling van hierdie belofte. Hierdie belofte wat God vir ons gegee het, dat jy skoon gaan kom. Daar in Johannes 12, die uur van glorie, Jesus sê, die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Sy verheerliking kom deur die kruis, soos 'n saad wat sterf om vrug te dra, moet hy sterf, sodat ons kan lewe. Johannes 3 vers 16, die hart dis die hart van God se liefde. Ons sien daai vaderhart daarso. Daar is daardie eienskap van God se liefde wat vir ons gegee word. Daar is geen beter voorbeeld as die Vader se liefde nie. God het sy seun gestuur, nie om die wêreld te oordeel nie, maar om dit te red. Wat Sefanja vooruit wys, word in Jesus vervul. Sefanja het gesê die lig kom, Jesus is die lig. Sefanja het gesê die wêreld gaan verlos word, Jesus het die wêreld verlos. Hy, Jesus, neem die oordeel weg. Hy bring herstel, en hy is Immanuel, God met ons. Altyd, 24/7. As ons daar sit en ons doen ons onheilige dinge, sit Jesus maar daar op die een kant. Hy is daar. Hy los jou nie. Hy sit daar op die een kant en dan skud hy net sy kop so en dan sê, my kind, my kind, my kind, my kind. As jy is ouer, as jy jou Peters dop gehou het, jy weet hulle jaag aan, hulle weet hulle jaag aan. Wat het jy gedoen? Jy het twee dinge gedoen. Eers het jy hom dopgehou en gesê, my kind, wat maak jy? En die tweede keer, dan het jy hom getuigtig. Nou as Jesus ons tuigtig na die hoeveelste keer, dan raak ons brombere en ons wil nie meer kerk toe kom nie. Want die woord op die tug wat Jesus vir ons gee, pas nie meer in hierdie eeu nie. Die kompromie met die wêreld is vir ons lekkerder. Ek wil vanmôre vir jou vra, hoe antwoord ons op hierdie liefde van God? Wat sal jou antwoord wees? Hoe beantwoord jy God se liefde? Hoe beantwoord jy dit? Beantwoord jy met vreugde en aanbidding, soos wat ons saam met Sefanja kan jubel in die Here? Beantwoord jy dit met 'n heilige lewe? Staan geskryf, wees heilig, want ek is heilig. Raak ons nie gemaklik in sonde nie? As ons weet ons doen stout, raak ons gemaklik daarmee? Beantwoord ons God se liefde deur nie gemaklik te raak met sonde nie? En laastens, deel ons die goeie nuus met die wêreld?
Gaan en is jy daardie disipelmaker, is jy die getuie vir Christus, soos wat hy vir ons in Matteus 28:19 gesê het, gaan in die wêreld, maak disipels. In Handelinge 1 het hy gesê, en julle moet my getuie wees aan die uithoeke van die aarde. Is jy daai getuie vir Christus? Gaan sit 'n bietjie en dink 'n bietjie mooi daaroor. Deel jy die woord met hom? Belangrike ding, en ek sluit af hiermee. Belangrike ding. In Sefanja 3 wys God ons 3 dinge. God oordeel die sonde. God herstel die mens. In Christus is daai herstel. Dink wat ek vanmôre vir jou sê. En mag ons lewens so lewe dat ons 'n lewende getuie vir Christus is. En jou vrug wat jy dra is jy 'n lewende getuie vir Christus. En daardie vrug gaan kry ons daarin die vrug van die Gees in Galasiërs 5:22. Daai vrug kry ons daar. Dis Jesus se vrug. Amen. Ek gaan nou vir Pastor David vra om vir ons 'n koortjie te speel. En daarna gaan ons afsluit.